Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek vra die volgende persone om na vore te kom. Miriam Bogopa. Kom, vorentoe. Reinhou Geldenhuys, Nicole Grobbelaar, Madeleine Trotter en Daniel van Zyl. Geliefdes, die Here sluit 'n verbond, 'n kontrak met gelowiges en daarom is ons sy kinders en sy erfgename. Op grond hiervan weet ons dat ons deel het aan al die voordele van hierdie verbond of ooreenkoms. Maar ons word ook opgeroep om openlik en bewustelik die verbond te aanvaar. Daarom kry diegene wat 'n opregte verhouding met die Here in hulle lewens het, geleentheid om openlik voor God en almal in die gemeente hulle geloof te bely. Verder kry hulle ook die kans om te onderneem om deur die krag wat die Heilige Gees gee, hierdie verhouding met die Here getrou te bewaar en uit te bou. En hierdie broers en susters het gelei deur die Heilige Gees die kerkraad gevra om geleentheid te kry om hierdie openlike belydenis nou af te lê. Hulle is behoorlik onderrig en het 'n onderhoud met die kerkraad gevoer om getuienis te gee van hulle geloofsoortuigings. Die kerkraad is oortuig van die ware geloof van die broers en susters en hulle vaste voorneme om in 'n persoonlike en intieme verbintenis met die Here te leef. En daarom gaan ons nou vir hulle die geleentheid daartoe gee. So, Miriam, Reinhou, Nicole, Madeleine en Daniel. Julle staan bietjie so, dat ek julle so kan sien. Daar is hy. Julle staan nou vandag hier voor die Heilige God en die gemeente met die doel om belydenis van julle geloof af te lê. Ons vra julle nou om opreg op die volgende vrae te antwoord, sodat die gemeente ook getuie kan wees van die geloof wat julle bely. So ek gaan die vrae vra en dan elkeen van julle kans gee om te antwoord. Glo jy in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy of gedoop is of gedoop gaan word? Weet jy dat jy aangebore sondes het, ook eie sondes, maar dat die Here ten spyte daarvan jou as sy kind aangeneem het, soveel so, dat alles jy nie volmaak nie, jy weet dat Christus met sy bloed jou gereinig het, dat die Vader jou as sy kind aangeneem het, en dat die Heilige Gees in jou woon en jou lei in jou lewe. Glo jy dat die hele Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, God se woord is, en dat dit alles wat die Here wil hê jy oor hom moet weet, bevat? Glo jy ook dat die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk Benoni, soos van die gemeente, ooreenstem met die woord van God? Soos jy vandag hier staan, is dit jou belofte dat jy deur die krag wat die Heilige Gees gee, tot aan die einde van jou lewe in hierdie geloof gaan volhard. Daarom dat jy jou lewe lank 'n verbondslewe met die Here sal onderhou, dat jy die Here sal lief hê, dat jy hom sal gehoorsaam aan sy woord dien, en dit beteken dat jy afsien van die wêreldse manier van lewe en dat jy op 'n opregte disippelskapslewe sal gaan. Onderneem jy ook, nou dat jy 'n belydende lidmaat van die gemeente word, om 'n lewende en 'n aktiewe lidmaat van die gemeente te wees. Beloof jy verder dat jy die bediening van die woord en die sakramente, die eredienste, ywerig sal opsoek, en dat jy jou gawes gewillig en met vreugde in die gemeente sal gebruik en in diens van die koninkryk van God. En verklaar jy verder dat jy jouself aan die kerklike vermaning en tug sal onderwerp as dit nodig sou word. So, kom ons begin. Ek gaan maar die name noem. Miriam, wat is jou antwoord? Reinhou? Nicole, Madeleine en Daniel. Julle het nou openlik julle geloof bely en die verbond met die Here, met die beloftes en die vereistes wat daaraan verbonde is, aanvaar. Ons moedig julle aan om ernstig hierin te volhard.
En in die naam van die Here Jesus Christus neem ons julle ook hartlik welkom in die gemeente van ons Here Jesus Christus. Hier lewe ons in die genade van sy liefde en word toegerus en gelei om in alle heiligheid te lewe. In die kerk bewaar, begelei en versorg hy ons tot die dag dat hy ons opneem in sy hemelse heerlikheid en ons volmaaktheid bereik. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan nou vir julle sertifikate gee. Nicole, staan jy's 'n bietjie eenkant daarso. En dan praat ek nou. Nee, nog nie loop nie. Staan net. Goed. So, hierdie 2 broers en 2 susters gaan ook nou gedoop word as getuienis van hulle geloof. En daarom die volgende, die hoofsake rondom die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Ons is deur alle mense, is deur hulle sonde verwyder van God. Maar die heilige doop beteken en bevestig aan ons die afwassing van ons sondes deur die Here Jesus Christus. En daarom word ons ook gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God. As ons in die naam van die Vader gedoop word, beteken dit dat God 'n ewige verbond met ons begin het en ons as sy kinders aanneem en ons onderhou en versorg. In die naam van Jesus beteken dat Jesus ons verseker dat hy ons in sy bloed van al ons sondes was en so ons voor God regverdig maak. As ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, die Heilige Gees verseker ons dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil afsonder. In die derde plek, die doop, of omdat die verbond uit 2 kante bestaan, leer en bemoedig die doop ons om met gehoorsaamheid en met toewyding ons lewens vir die Here te leef. Miriam, Reinhou, Madeleine en Daniel, begeer julle nou om gedoop te word, wat vir julle 'n teken en 'n seël van julle inlywing in die kerk van die Here sal wees. Mag die goeie en groote God uit sy goedheid deur ons Here Jesus Christus julle in hierdie heilige voorneme en sy goddelike genade en seën verleen. Ek gaan vir julle nou vra om asseblief na vore te kom. Vir my hierso te kom kniel. Staan daai kant asseblief. Nee, 1 vir 1. Kniel. Kniel asseblief. Is jy reg? Madeleine, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Nou kan jy opstaan. Miriam. So, right? Miriam, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ja, mag gaan staan. Reinhou. Jou doop ek ook in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Daniel. Daniel, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gaan julle by my weer die kant staan asseblief. Dan Clarence van Wyk. Waar is Clarence? Clarence hier? Waar is Clarence? Ja, is Clarence, ja. Clarence woon al 'n rukkie lank by ons eredienste by en sy het gevra om lidmaat te word van die gemeente en die kerkraad toestemming gegee dat sy opgeneem kan word vandag. En Clarence, ons as 'n gemeente beloof om vir jou lief te wees, vir jou alles te gee wat jy nodig het vir jou versorging as 'n kind van die Here en ons sal jou liefdevol bystaan en dra sover as ons kan. Maar jy moet ook beloof dat jy die Here met jou hele hart en siel en krag en verstand sal dien, dat jy jou verantwoordelikhede in die gemeente sal nakom, dat jy jou gawes sal gebruik. Daarmee heet ons dan jou welkom in die gemeente en ons vra vir jou met jou handtekening net daar te teken.
Daar sê, hartlik welkom. Mag die Here jou seën in jou tyd wat jy saam met ons in die gemeente is. Kom staan asseblief vir my ook hier voor. Hierso, hierdie is jou sertifikaat, jy kan hom raam en gaan ophang aan die kerk, in die huis. Ek gaan nou vir julle boeke gee. Hartlik welkom, hartlik welkom, hartlik welkom, hartlik welkom. Laat ek net vir hulle gee. Miriam, hier is joune. En nou moet ek kyk, wie is die? Daniel. En hierdie is dan Reino. En Madeleine, waar is jy? Hierso. En wie bly we? O, Nico. Daar is hy. Broers en susters, kom ons sing vir hulle die seënbede van Psalm 134 vers 4. Ons staan op, die wat daarmee gemaklik is, seën hulle, en julle bly nog net so staan.